Goeiemôre en welkom aan elkeen wat saam luister. Ons vier Pinkster in die kerk. Ons vier hierdie Sondag met Pinkster sangdiens, volgende Sondag met Pinksterfees en tydens Pinksterweek gaan ons ook aanlyn saam luister. Wat 'n voorreg om te vier dat die Heilige Gees ontvang is. Mag dit vir jou ook waar word in hierdie Pinkstertyd. Ons fotum vir vanoggend kom uit Johannes uit vir 'n laaste keer, want ons eindig dan nou ook met Pinkster met die boek van Johannes. Johannes waaruit ons so baie geleer het. Johannes wat self soveel keer oor die Gees praat. En hier aan die einde in Johannes 20 hoor ons vir 'n laaste keer saam. Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie vir sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat jy kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat jy deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Genade en vrede vir julle van God, hy wie Jesus Christus aan ons gestuur het. Genade en vrede vanaf Jesus Christus wat vir ons genade bewerk het, wat vir ons verlossing kom gee het. En genade en vrede van die Heilige Gees, hy wat in ons woon en wie ons ontvang het. Amen. Kom ons sing 'n lied saam tot eer van die Here. Kom ons loof en prys die Heilige Gees. Here, ek sal U loof, U weldade roem. U naam sal ek eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Here, ons sal U loof, U het ons verlos, uit duister bevry, ons harte verbly, dit het U lewe gekos. En ons sal U heilige naam bly roem, want dis U alleen wat ons Vader sal noem. Here, ek sal U loof, U weldade roem. Dis U wat voorsien, ons wil U graag dien en U ons Vader noem. En ons sal U heilige naam bly roem, want dis U alleen wat ons Vader sal noem. En ons sal U heilige naam bly roem, want dis U alleen wat ons Vader sal doen. Here, ek sal U loof, U weldade roem. U naam sal ek eer, almagtige Heer, want U het wonders gedoen. Want U het wonders gedoen. In ons kerklike tradisie word die viering van Pinkster hoofsaaklik gedomineer deur die verhaal uit Handelinge uit. En so is beelde van vuur en praat in tale en in verskillende tonge en dan ook die Heilige Gees wat uitgestort is, hoofsaaklik die tema van Pinkster. Die Johannese Pinkster, soos ons dit lees in Johannes 20 vers 19 tot 23, is 'n bietjie anders en dit kry natuurlik ook baie minder aandag. Dit maak ook sin, aangesien die Heilige Gees in die Johannes Evangelie nie eintlik op Pinksterdag uitgestort word nie.
Met Pinksterdag word natuurlik bedoel die Joodse fees van die weke, of die Shavuot, wat op die 50ste dag van Pascha val. En volgens Johannes kom die Gees op Paasfees, nie op Pinksterdag of die Shavuot nie. En tydens Jesus se eerste verskyning na die opstanding aan 'n versameling van sy volgelinge, ervaar hulle die uitstorting van die Heilige Gees. In Johannes 20 het hy vroeër in die dag buite die graf slegs aan Maria Magdalena verskyn. En toe daardie Sondag aand, soos ons lees in vers 19, aan die ander disippels. Jesus verskyn aan sy disippels met die sendingswoorde: vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En dan uiteindelik ontvang die Heilige Gees. Johannes het die periode na die opstanding in 'n paar intieme dae en geselekteerde woorde saamgevat om sy primêre teologiese doel uiteindelik te dien. Vir hom was dit belangrik dat hulle sal agterkom dat hy die Messias is. Dit was wat hy wou bewys het. En hierdie lewensveranderende geloof sou in hulle vlam vat vanaf Pinkster en vanaf die ontvang van die Heilige Gees. Hulle hoef dan nie meer hartseer te wees oor die opgestane Here wat nie meer by hulle gaan bly nie, maar opgaan vaar hemel toe nie, want hulle het die Heilige Gees, die Gees van Jesus Christus self, by hulle vir altyd. Sy teenwoordigheid is vir altyd by hulle. So ja, Johannes maak dan uiteindelik 'n doelbewuste keuse om op hierdie oomblik die volgende te beklemtoon. Eerstens wat vir hom belangrik was, soos ons nou gehoor het uit die fotum uit, geloof bo sien. Hy fokus op die transformasie van die disippels van twyfel na geloof, van vrees na glo. Veral deur Thomas se belydenis, wat hy sê, my Here en my God, veral die gebeurtenis saam met Maria Magdalena by die graf, en so word ons geloof in die opgestane Jesus belangrik, wanneer ons ook na Pinkster kyk. Johannes kom ook en hy beklemtoon die sending van die kerk. Johannes kondenseer amper die naopstanding narratief tot 'n paar bepalende ontmoetings. En hy fokus so op Jesus wat die groot opdrag kom gee het. Jesus wat stuur. En so ook dan die Heilige Gees aan die disippels gee. Hy sny direk na die bemagtiging, die uitsending van die liggaam van Christus, die gemeenskap van gelowiges, die kerk in die wêreld in. Anders as die sinoptiese evangelies, Matteus, Markus en Lukas, wat meer histories kronologies is Johannes se evangelie nog steeds hoogs georden, maar in temas ingedeel. En hier is dit vir hom belangrik, en Johannes kom sê eksplisiet in Johannes 20 vers 30 tot 31, dat hy slegs 'n paar van die tekens en die woorde van Jesus kon opskryf, want daar is doeteenvoudig nie genoeg plek vir alles nie. So hy het gekies vir temas, hy het georden en hy het by mekaar gesit, sodat dit 'n teologiese hoogtepunt sal bereik hier aan die einde van Johannes 20 en 21. Die kort woorde en aksies wat deur Johannes opgeteken is, soos die Heilige Gees wat oor die disippels geblaas word en Petrus wat weer in diens gestel word, dien as temas van lig en van lewe. En so word die goeie herder tema saamgevat en vervolmaak in die laaste uitsending van die disippels. En Johannes eindig sy evangelie dat ons almal sal weet, ons sit dit wat hier gebeur het voort. Ons moet nou die goeie nuus in die wêreld gaan indra en lig gaan laat skyn op die gebeure rondom die Messias, Jesus Christus. Ons was so bevoorreg om nou in hierdie jaar te kon saamreis, te kon leer wat Jesus aan sy disippels verkondig het, hoe hy hulle geleer het, hoe hy hulle kom transformeer het, hoe hy hulle lewens kom verander het. En nou met Pinkster, nou as ons klaarmaak met Johannes, onthou ons meer as ooit wat Jesus hier in sy laaste oomblikke op aarde kom doen het.
Alhoewel hy teruggaan na die Vader toe, gee hy sy Heilige Gees. Hy blaas sy gees oor sy disippels. En hulle kan maar weet, hulle het sy teenwoordigheid in hulle vir altyd. Ons lees dit saam in Johannes 20 se einde. Die woorde, die sendingswoorde van Jesus. Vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook en ontvang die Heilige Gees. Mag ek en jy dit ook sien as ons opdrag vandag. Mag ons weet dat die Here ons nou toevertrou om hierdie lig en hierdie hoop in die wêreld te gaan deel. Mag ons hierdie Pinkster weer opnuut sy vrede ervaar, sy vrede wat verstand te bowe gaan. Hy het nie net een keer nie, maar 2 keer vir sy disippels hier gesê, vrede vir julle. Mag jy weet, God se vrede is ook vir jou. En Jesus het die dood oorwin, en so ook enige iets wat in jou lewe 'n uitdaging mag wees. Ervaar sy vrede, ten spyte van jou omstandighede. Mag ek en jy ook vir onsself vandag die opdrag neem, die sendingsopdrag. Mag ons weet, God stuur ons. Daar in jou omstandighede, daar in jou gesin, in jou leefwêreld in, om vir hom te gaan lewe, en sy lig te laat skyn. Mag ons laastens werklik vandag, en in die lig van Pinkster onthou, ons het die Heilige Gees ontvang. As ons Jesus Christus as Messias, as koning in ons lewens verklaar, kom woon die Heilige Gees in ons, en is sy ewige teenwoordigheid tot ons beskikking nou en vir altyd. Kom ek en jy gaan lewe. Kom ons gaan vertel van die Heilige Gees in ons elke dag. Ons leef met hom in ons. Amen. Kom ons bid saam. Here God, dankie vir die groot voorreg om Pinkster te kan vier. Dankie dat ons kan onthou en kan weet, Here, U het die Heilige Gees uitgestort. U blaas, U asem en U teenwoordigheid oor ons elke dag. U is by ons. Dankie vir U vrede wat ons ook kan ontvang. Dankie Here, in 'n wêreld wat so die mekaar kan raak, dat ons kan weet, ons kan by U en in verhouding met U vrede ervaar. En bovenal Here, met Pinkster mag ons die opdrag opneem, die sendingsopdrag van U af, dat U ons stuur, elke dag in hierdie wêreld in, om te gaan verkondig van U lig en U lewe. Ons wil vir U alleen lewe, Here. Ons wil die goeie nuus versprei, sodat ander sal weet waar die lewe werklik gaan. En dit is om U, die Messias en die opgestaande Christus te verheerlik in alles wat ons doen. Dit is ons wens, Here, en ons gebed vandag. Ons is lief vir U. Amen. Hou gerus dan die kommunikasie dop vir die volgende paar dae. Ons gaan Maandag, Dinsdag en Woensdag aanlyn by mekaar kom vir Pinksterweek. Dan lê ons groot Markdag ook voor, wanneer ons Saterdag as geloofsgemeenskap saam kan kuier en lag en pret hê en dit geniet om in mekaar soveel meer te hê. Mag ons hierdie geleentheid ook geseënd saamkom en mag die Here werklik ook teenwoordig wees terwyl ons saam kuier. En dan Sondag vier ons Pinksterfees en ons vra asseblief, bring iemand saam kerk toe. Ons hou Pinksterfees onder die tent. Daar die tent waar ons net Saterdag saam mee gekuier het, hou ons Sondag saam kerk. Ons hou ons diens ook in Engels sodat almal kan verstaan. Jy kan enige iemand saambring. En so onthou ons hierdie gemeenskapsroeping van die Here af. Ons sien baie uit hierna. Dankie vir almal wat betrokke was by hierdie week. Dankie vir al die skenkings en donasies vir Markdag. Dankie vir julle ondersteuning met Markdag. Ook met ons Pinksterfees en ons Pinkstergeleenthede. Mag die Here net aanhou om sy seën oor ons uit te stort, soos ons ervaar as geloofsgemeenskap. Kom ons sing 'n laaste lied saam om te verkondig wie hy is. Vader, Seun en Heilige Gees, sy teenwoordigheid in ons. Kom ons sing saam. Jesus, groot behaal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel,
God is met ons, reddende Here, lewende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed, gee Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Nader my God by U, nog naderby. U is om Christus wil, Vader vir my. U ken my angs en vrees, U staan my by. U lei my deur die Gees, maak my weer vry. U lei my deur die Gees, maak my weer vry. Ontvang dan ook vandag die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en aan jou genade gee. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee, met sy Gees wat in jou woon. Amen.